vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier dominee Pieter Leroux. Wat 'n interessante dominee. 80 jaar oud, hy lyk so 60 en hy's baie aktief en hy doen sy ding en hy preek nog gereeld. En hy's aktief in die kerk betrokke en hy bereik so baie mense. Baie welkom, dominee. Baie dankie. Dis heerlik om hier te wees. Dis vir ons 'n voorreg dat jy vanoggend vir ons kom kuier het. Dis so wonderlik om iemand met so baie kennis en so baie ervaring hier by ons te hê. 'n Man wat 'n pad loop in die Here van die eerste asemteug af tot op 80 jaar en hoe jou pad verloop het. Dit gaan baie interessant wees en dan bring jy nog vir ons 'n mooi boodskap ook waarna ons baie uitsien. Ja. 'n Veelsidige man en ons sien uit om saam met jou te kuier. Ons gaan nou na musiek luister en dan kom ons terug. Is vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier dominee Pieter Leroux. Heerlik om jou vanoggend hier by ons te hê. Die hele ateljee is so gevul met 'n atmosfeer van kennis en wysheid en ons sien uit om te luister na jou. Jy is gebore en jou ouers se eerste woorde was: Here, ons wy hierdie kind aan U. Vertel ons van jou lewe. Ja, baie interessant. Ek kan ook getuig as ek oor my lewe moet dink en praat, dan sien ek die hand van die Here daarin. Ja. Van my klein tydjie af voorskool, tussen my maatjies, my moeder het altyd vertel, as die maatjies vir jou kom kuier en saam by jou speel, dan is jy die ene wat nou opstaan en nou gaan jy vir hulle preek. Van kleintyd. Van kleintyd af, ja. En so met ander woorde, dit is in my en ek dink dit is 'n gawe wat ek van die Here gekry het. En ek het 'n professor gehad, Johan J.A. Heinz, wat op tikkies vir ons as teologie studente dogmatiek gegee het. En ek het hom ook gekry met my proefpreek. En toe het hy my proefpreek, het hy ook beluister daar in die gemeente Boysen, waar ek as student ook gewerk het in die kontrakpos en daar het hy ook geluister die dag toe ek die proefpreek gehou het en daarna het hy vir my gesê dat onthou jy het 'n gawe gekry van die Here en jy moet jou gawe gebruik. Toe het ek daar, terwyl ons gestap het na sy Volkswagen Kewertjie toe, daar in Boysen gemeente, waar ek nog geswat het, daai tyd, en dat het hy vir my gesê, jy daardie gawe, toe sê ek, professor, ek sal dit gebruik. En nou is ek 80, en ek preek eerskomende Sondag weer in Woudkruin gemeente, en ek gebruik maar net my gawe, wat ek van die Here gekry het. En waar het jy skool gegaan? Skool gegaan, die eerste Oranje skool in Uisterplaat, in substandard A en B. En toe het ons verhuis na 'n voorstad, 'n pragtige, splinternuwe voorstad, daai tyd in Kaapstad, in Thornton. En toe het ons daar gebly, en toe het hulle daar ook in die nuwe stad 'n skool gebou, 'n Thornton Primary, Thornton Laerskool, en daar het ek standaard 1 en standaard 2 gedoen. En toe het my pa wat by die vervoerdienste gewerk het, wat ook, en my moeder ook, wat baie by die kerk betrokke was, en pragtige Christene was, hulle is albei oorlede, maar hulle is nou by die Here, en hy het toe verhuis na Johannesburg, by die uit destydse spoorweë. Die is daar vervoerdienste. En ons het verhuis van Thornton af na Rodepoort. En in Rodepoort het ek toe verder standaard 3, 4 en 5 by Joshua Nodee Laerskool gegaan, en daarna standaard 6, 7, 8, 9 en 10 Rodepoort Hoërskool.
O ja. Ja. En na matriek, toe het ek 'n pos gehad, gewerk by SAL, Suid-Afrikaanse Lugdiens. En ek kan nou maar nog verder 'n bietjie gesels, né? Ja. Ja, en toe op 'n dag toe het ek 'n diens gaan bywoon van Dominee Dani Steyn, en hy het die diens gelei, en ek het gevoel, in daardie diens praat die Here met my, en ek moet 'n besluit neem, wat wil ek vorentoe verder nog doen, en ek het daar en dan 'n besluit geneem, onder leiding van die Heilige Gees, ek gaan ook studeer vir 'n predikant. Ek gaan teologie studeer, en daarvoor het jy eers 'n admissiegraad nodig, met jou 2 vakke, Grieks en Hebreeus. Jy moet dit deel hê van jou BA admissiegraad. En ek het begin studeer by die Randse Afrikaanse Universiteit. En terwyl ek by SAL nog gewerk het, vakansietye, het hulle gesê, nee, jy kan maar kom werk vakansietye, in dieselfde skaal wat jy gedoen het. Ek het in 'n besprekingskantoor gewerk in Suid-Afrikaanse Lugdiens. En later ook weer in tariewe afdeling. En uiteindelik het ek so kon studeer, en uiteindelik nadat ek my graad gekry het by RAU, het ek toe moes skuif na 'n teologiese fakulteit, of Stellenbosch, Matyland, of Pretoria Universiteit, Tikkiland. En ek het Tikkies toe gegaan, Toe word jy Tikkie. Tikkies, en my ouerhuis is in Rodepoort, en op Tikkies het ek begin in 'n koshuis, Mopani, en ek was 2 jaar in Mopani koshuis gewees, heerlik, en ook nog een van die tandartse in Klerksdorp, Nico Harding, het saam met my in Mopani gewees, en ek en hy kan getuig van hoe heerlik was dit in die koshuis Goeie lewe. studente daar. Ons het dit geniet en volle, en Tikkies, en die Blou Bulle, of die Noord-Transvaal rugbyspan, ons het vir hulle geskree, en nou ja, en toe het ek toe nou daar studeer, en toe heelwat vriendinne gehad, en uiteindelik het ek ook my toekomstige vroutjie het ek ontmoet, en haar naam is Anita Swarts. En ons het verloof geraak, en na 'n jaar se verloving is ons getroud. So ek terwyl jy nog studeer het. Ja, terwyl ek gestudeer het, ons toe ek uit die koshuis uit, en ons het toe in 'n woonstel gebly in Queenswood, Pretoria. En daar het ek toe my 3de en die 4de jaar klaar gemaak, en toe ook, soos ek gesê het, 'n deeltydse pos gehad in my voorlaaste jaar en die finale jaar in Boysen gemeente, waar ek betrokke was by jong mense, die jeugbediening. So jy het begin by die jeugbediening. Ja, in die jeugbediening in Boysen gemeente, en toe klaar is, toe reën die beroepe. En toe kon ek nou kies en keer, en ek het maar gebid oor die saak, en uiteindelik het die Here vir my gelei, gaan en neem die beroep aan na Ed Lane in Kempton Park. En daar het ek begin as die 3de dominee. Daar is ek georden, ek het dit geniet, dit was heerlik, en uiteindelik het ek die werk gedoen wat ek voel oortuig was van wat die Here op my hart gelê het, en wat my ouers vir my gebid het as 'n baba, daar in Uisterplaat, die Here, ons wy hierdie seentjie aan U toe. As U hom wil gebruik hom. En dit was heerlik, die eerste gemeente in Edleon. Die kerkraad was so 130 lede, ouderlinge en diakens, 'n groot gemeente, en ek het begin daar as die 3de predikant. En so het ons heerlik saamgewerk, ons as kollegas, Bertie Drischer en Chris Fouché, en ook ek, Pieter Leroux. Ons het dit geniet en volle. Die bediening was fantasties. En pragtig om te dink, daar was 3 dominees, nee. Ja, dit was, en ons het goed met mekaar klaargekom, en ons het besluit en vir mekaar gesê, ons het elkeen ons eie gawes van die Here gekry. Ja. En ons gebruik dit. Ons werk nie as dominees teen mekaar nie, en agter mekaar nie, ons werk saam as 'n span.
En uiteindelik het die gemeente ook so gegroei, dat my deel waar ek verantwoordelik voor was, toe nou besluit het, nee, maar hulle wil graag maar afstig, die gemeente is nou te groot. En hulle het toe nou besluit om af te stig, en uiteindelik het hulle toe nou beroep moes uitbring, en toe het hulle vir my beroep as hulle dominee. En die naam van die gemeente was toe nou Kempton Krag. Kempton Krag. Kempton Krag, want die kragstasie was daar in die gemeente gewees. En dis waar die naam Krag vandaan kom. Kan jy dink? En bestaan die kerk vandag nog? Hy bestaan nog alle tyd. En ons het jong mense, hulle het vir my gesê, as jy nou hier 'n kerkraad by mekaar kry, die wat lyk soos die matriekseuns, hulle is die ouderlinge. En die kleintjies en die laerstanders, hulle is die diakens. Ai. So dit was almal jong mense. Dit was baie lekker geweest. En ons is, ek en Anita is ook nog jong, en die kerkraad was jonk, so het is 'n jong, dinamiese gemeente wat ons gebou het. Maar ons het 'n kerk nodig gehad. En toe het ons gesê, ons gaan 'n boufonds stig, en ons gaan uiteindelik dan 'n kerkgebou oprig, daar so op die erf wat hulle ook in Kreslon gehad het in die afgestigte gemeente. Ja, en ons het uiteindelik het ons toe die kerk ook gebou, en ons het hom ingewy, en ek het vir hulle gesê, asseblief moenie dit doen nie, ek wil dit nie hê nie. Hulle het gesê, nee, ons is die kerkraad, jy bly stil, ons is jou baas, jy gaan luister na wat ons sê, en ons het besluit, hierdie kerkgebou gaan genoem word Pieter Leroux Sentrum. Pragtig. En vandag is my naam ook nog altyd daar. Dis is 'n monument wat daar is. En hy is toe nou ingewy, en toe het ons daai pragtige deel ook in die geskiedenis ervaar, die inwyding, die dinamiese gemeente. Ja, dit was lekker, en daar sê. Die Here het vir julle gedra dwarsdeur, nee. Mens kan sy hand so en alles sien. Absoluut. Dit was net een wonderwerk elke dag. En vir my is die bediening nog steeds heerlik. Dit was vir my 'n tranedal toe ek die laaste my afskeidspreek moes hou, ook in Klerksdorp Noord gemeente. En klaarmaak, want toe is ek nou al 80. Ja. En nou ja, nou is ek uiteindelik op 80, is ek geëmeriteer op pensioen. Nou luister ek na die ander dominees. Nou luister jy net. Maar jy word nog steeds vervul met die Here elke dag. Absoluut, elke dag. Die Here gebruik nog. As ek 'n dominee, nou Koenraad van Staden in die huidige gemeente, Woukryn, dat hy nou weg is vir 'n afnaweek, en vra hulle, Pieter, sal jy dalk vir ons kan help met 'n diens? Eerskomende Sondag, as die Here spaar, dan gaan ek weer die diens hou in Woukryn gemeente. En jy geniet dit nog. Ek geniet dit. Dis wonderlik om dit te hoor. Ja. Ons gaan nou 'n bietjie gesels na jou pad verder en hoe jy geloop het en wat jy als gedoen het en van jou gesin. Ja. Ons gaan nou net eers luister na musiek. Ons kuier nou weer verder. Is volgend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier dominee Pieter Leroux. Wat 'n ervaring om met dominee Pieter Leroux te praat, 'n man so wat so elke dag naby aan die Here leef en wat sy lewe getuig dat hy die pad saam met die Here geloop het. Nou vertel nou vir ons, hoe het jou pad toe nou na Klerksdorp toe gelei? Ja, dit is toe nou die beroep wat ek gekry het na Meyringspark toe, en ek het daaroor ook gebid en die Here gevra vir sy leiding, en uiteindelik het die Here toe vir my gesê, nee, jy moet kom. Meyringspark het jou ook nodig. Nou ja, en toe dit beteken dat die mens nou moet afskeid neem, jy moet dit vir die gemeente en daar in Kempton Krag sê, op die Sondagoggend, hulle wil dit hoor, en terwyl ek toe nou vir hulle sê, ek moet dit dan met julle meedeel, die Here het ons gelei om die beroep na Meyringspark en Klerksdorp te aanvaar. Almal se koppe gesak, en een tannie het daar agter gesit en 'n groot glimlag op haar gesig, en ek het nog half gedink, sy seker baie bly dat hierdie Piet Leroux gaan nou weg.
en nou kan ek weer my eie ding doen. En agterna, toe ons in Meyringspark kom, toe kom ons agter hier sit Tannie Rita Vos. Sy is 'n lidmaat in Meyringspark en sy is toe baie bly om te hoor, ek neem die beroep soontoe aan. Sy toe gaan luister. En sy is baie gaan bly. luister. Nou ja, en toe in Meyringspark het ons die 20 jaar wonderlike diens gehad. Ons het uiteindelik ook die kerkraad het besluit om ook 'n tweede predikant te beroep en 'n proponent en Tenis de Bruin was my kollega en ek het die voorreg gehad om hom ook in die gemeente te orden. Soos enige dominee in die NG Kerk is hy begin in 'n gemeente, dan na sy studie dan moet hy georden word as 'n predikant. Ja. Ek kon dit vir hom ook doen. Ons het lekker saamgewerk. Hy was 'n ou wat baie tegnies aangelê was. Jy kon hom nooit enigiets vertel van 'n motorkar nie. Hy het geweet van 'n motorkar en al die dinge. Hy het alles geken. Ja, en ons het mekaar aanvaar as kollegas met elkeen van ons eie gawes en talente wat die Here vir ons gegee het. Maar uiteindelik, soos dit maar oral gaan, mense leef 'n tyd en dan gaan hulle ook sterf. So het dit gebeur dat in Meyringspark ook in die afgelope 20 jaar wat ek daar was, het soveel mense ook gesterf. En die ander het verhuis en ons kinders het groter geword en hulle het belydenis van geloof afgelê en uiteindelik het hulle ook uit die huis uit weg en hulle het gaan studeer en hulle het op ander plekke, hulle is na die stede toe, Johannesburg, Pretoria toe, en baie van hulle is na die buiteland toe waar hulle werk gekry het. So die gemeente in effek het ook gekrimp. En so gekrimp dat die 2 predikantsposte in gedrang gekom het. En so het dit gebeur dat ons oor die saak gebid het en uiteindelik kon ek vir my kollega sê, ek gaan maar op vroeë pensioen af op 60, Tenis, dan kan jy nog aangaan, jy en Susan. Ja. En hulle sê, nee, dis alles reg so, en hulle waardeer dit, sê baie dankie. Nou ja, en toe het uiteindelik gebeur, dat ek toe vroeër geëmeriteer het. Emeritaat beteken maar, die dominee gaan op pensioen. Ek het toe vroeg op 60 afgegaan, en toe het ouens my gevra, hoorie Pieter, wat gaan jy nou doen? Ek sê, nee, ek weet nie, ek laat dit in die hand van die Here. Die Here sal sorg. Ja, die Here sal sorg, net so. En ek het ook in verskillende gemeentes eredienste gehou, onder andere ook in Noord gemeente, en toe die leier ouderling op daardie stadium het toe na my toe gekom en gesê, asseblief Pieter, wil jy nie bly nie, wil jy nie vir ons help nie. Ek het vir hom gesê, maar wie is ek om vir jou te sê nee? Ek is nou eers 60, Ja. dominees gaan af op 65, en ek het toe nou gesê, nee, ek sal help, en toe het hulle vir my beroep vir 'n deeltydse pos uithelp in Noordgemeente. En ek het daar gewerk amper 20 jaar, 18 jaar. 18 jaar. 18 jaar. En die gemeente wat eintlik ook 'n moedergemeente toe was in Klerksdorp, oudste gemeente in Klerksdorp, het die lidmate ook die een na die ander vertrek na hulle ewige tuiste toe. En in so mate dat die gemeente toe moes ontbind. Maar deel vir ons hoe jy met daai gemeente gewerk het om seker te maak dat hulle op 'n ewigheidsreis is na die Here toe. Ek het in daardie gemeente ook, soos in elke gemeente, persoonlike kontak was vir my uiters belangrik. Dat jy nie net op vakansie staan en preek Sondag in die erediens nie, maar jy moet by die mense vir wie jy preek, moet jy ook uitkom met 'n huisbesoek. En ek het dit gereeld gedoen, en ek het toe ek beginne daar, toe het ek met hulle gesels oor, en die vraag gestel, as jy vanaand sterwe, weet jy waarheen gaan jy? En 70%, 7 uit 10, het vir my gesê, ek weet nie. Ek weet nie waarheen ek gaan. 7 uit 10. Ja, 7 uit 10. Toe kon ek ook dankie sê, dankie vir die Here, vir die opleiding wat ek gekry het. Nie net in my basiese opleiding as predikant nie, maar ook addisionele kursusse wat ek gedoen het. Ek het toe later ook kursusse gedoen in EE3, Evangelism Explosion, evangelisasie kursusse, en ek het daarin ook 'n opleier geword,
om lidmate ook op te lei in daardie kursus. Met ander woorde, hoe het ek sekerheid oor die ewige lewe? En ek En het dit is toch die kern van alles, ek het dit gedoen en die mens leer met daardie opleiding ook hoe dat jy dit in die praktyk kan doen, evangelisasie. Ja, So ek het dit geniet en die Here het my ook daarin baie ryklik geseën sodat ek uiteindelik dwars deur die hele gemeente kon werk. En met daardie vraag, weet jy waarheen gaan jy die dag as jy sterwe, sodat ek kan sê, ek weet nou waarheen gaan ek. Ek glo in Jesus Christus. Daarom as ek die dag die laaste asem uitblaas, dan gaan ek na hom toe. Ek gaan by hom wees. ja, ja. Dit was toe die Jy meer, is seker daarvan. presies. So het meer as die helfte van die gemeente het ek in Noord begrawe. Pragtig. Maar jou pragtige vrou Anita, sy staan jou al die jare by, Sy staan nee? my al die jare by en soos wat ek 'n geroepene is, so was sy ook 'n geroepene. Sy's 'n opgeleide verpleegkundige. En sy het ook op 'n stadium gaan in 'n sendingstasie gewerk bo in Noord-Transvaal met haar opleiding. En toe het ek natuurlik gesê, o, dis lekker, dis dan nou 'n bietjie nader as om al die pad af te gaan Kaap toe en om vir haar daar te gaan kuier. Nou kan ek vir haar gaan kuier daar in Siledzini waar Ja. sy werk in die sendinghospitaal. O, is dit in die sendinghospitaal? Ja, en ons het verloof geraak en later na 'n jaar se verloving toe is ons getroud. Die Pragtig. 21ste Desember 1974 is Sjoe. ons toe getroud in die tuisgemeente in Tiervlei en Parravallei Oos. Ai, Hier is daar die gemeente daar. En pragtig. so ek het 'n vrou gekry wat saam met my in die bediening gestaan het. Wat altyd aan jou sy was. My oorlede vader het altyd gesê, jy het baie vriendinne, maar jy moet onthou, eendag gaan jy in die bediening wees as predikant en jou vrou moet ook saam met jou in die bediening kan staan. Ja, Anders ja. het jy 'n probleem. Ja. So, ek dank die Here, daar het hy vir my voorsien, en vir Anita Swarts, nou eens van, en ons is, soos ek sê, ons is toe getroud, en ons eersteling het ons gekry, dan net die dag met my legitimasie, my finale Hoe is julle eerste seun gebore? finale eksamen, ja, en toe is sy in die hospitaal, om geboorte te skenk aan Pieter, ons oudste een, die seun, en ek het toe moes vra by die ondersoek, die legitimasie kommissie van die kerk, wat al ons studente wat nou klaar gestudeer het, nou deurgee vir legitimasie, en ek vra toe, ek sê, asseblief kan ek net verskoon word, my vrou is in die hospitaal, en sy is daar met 'n bevalling, destyds Haai Verwoerd Hospitaal, kan ek asseblief net vir 'n oomblik 'n tydjie verskoon word. Hulle sê, kom ons hoor net by die groep, of alles Ai. reg is so, ja Pieter, almal stem saam. Ja, nee. En toe ek nou klaar, ek terugkom en sê, toe wil hulle nou weet, nou wat is dit nou? Is dit 'n seun of 'n dogter? Ek sê, nee, dis 'n pragtige seun. Hulle sê almal, onthou, sy naam gaan wees Pieter Legitimasie. En hy weet dit ook. Ek het dit ook nou ook. Het ek het ook met hom gedeel, dat jy jou naam is Pieter Legitimasie. 16 November in 19... Wat 'n besondere geleentheid. Ja. En jy dan nog 2 dogters ook, nee? 2 dogters ook, en die oudste ene, Pieter, is 'n kaptein, hy vlieg in Hong Kong, Cathay Pacific lugredery, hy vlieg Boeing en Airbuses, en hy is 'n kaptein daar, hy geniet dit ten volle. En dan ons dogters, oudste een is regsgeleerde, en sy het op die pik geswat, is in regte LLB, en op tikkies het sy verder gegaan met haar meestersgraad. Sy het dit ook klaar gemaak. Sy werk ook as 'n nie praktiserende prokureur. Pragtig. Die jongste ene het gegaan en sy het ook aptekerswese gaan studeer en haar MSc ook daarin gekry. En jy 2 kleinseuns. Dis reg.
Ai, ek kan hoor hulle is oupa se trots. Ja, absoluut. En hulle is baie slim, hulle praat lekker vlot Duits ook. Hulle het daar in Kroondal, in Rustenburg het hulle skool gegaan, en is 'n Duitse skool. So dis Duits en Afrikaans en Engels. Pieter, jy kan baie trots wees en die Here se hand loop so deur jou lewe. Ja, dis baie om voor dankbaar te wees. Geen probleme nie, niks nie. Geen gesondheidsprobleme nie, niks. Dis groot genade, dit is groot genade. Ja, soos hulle sê, soos 'n vis in die water. Ai, dis wonderlik. Dit is so mense so baie om vir dankbaar te wees en jou hart loop so oor daarvan. En 'n mens besef dat jy in elke faset van jou lewe kan sien wat die Here vir jou gedoen het. Net so. Nee. Ja, ons kan getuig daarvan. En dit is 'n pluspunt ook in die bediening. As die dominee wat in die gemeente staan kan getuig van dit en dit en dit, het die Here vir ons mee geseën. En dit is terapeuties ook in 'n gemeente. En so wys die Here vir ons die pad. Ja. Nee. Dit is wonderlik om te weet dat die Here mens dra en dat hy elke dag vir ons sorg. Ja. En dit is wonderlik om te weet dat mense kan terugkyk op jou lewe en so baie kan hê om oor dankbaar te wees. Dit so. Ons gaan luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Is volgend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Dominee Pieter Leroux. Hy het nou vir ons gevat oor sy lewe, maar hy het nie net bediening gedoen nie, hy het ook baie toere gedoen. En hy het baie mense oor see geneem, onder andere op Amagau toe, en na die Joodse lande toe, Israel toe. En Egipte. Ja. En ek wil graag hê jy moet ons 'n bietjie meer daarvan vertel, maar ook jou boodskap daarbey inwerk. Ja, die belangrike is dat mense sit in die kerk en hulle hoor jy preek, die dominee preek, die Sondag uit die Ou Testament of die Nuwe Testament, 66 boeke in die Bybel, 39 Ou Testament, 27 Nuwe Testament, en dan weet hulle, dan stel hulle self voor in hulle gedagte, hoe moes dit gewees het? As Jesus gestap het, geloop het daar op die meer van Genesaret, die meer van Galilea, en sy disippels het geworstel in die bootjie, in die storm, en hulle skrik, hulle dink is 'n spook wat hulle sien, dan, en jy kan sê, ons was op die see van Galilea, ons weet hoe was dit daar, of in die dooie see, ons het daarin geswem, dit was so, jy sink nie, jy dryf in die dooie see, maar net oppas dat jy nie aan die ander kant van die meer dryf nie, jy moet daar bly in die groep, soos wat jy swem in die soutwater. Dan beteken dit, die mense sit en hulle luister as jy preek, maar dan weet hulle waarvan jy praat. Die Bybel het 'n konteks, as jy die heilige land, die land van die Bybel gaan besoek het. En ook as jy dan in Egipte kom, waar die Israeliete 500 jaar was hulle in Egipte, waar die Here hulle laat uitkom het, saam met Moses en Aaron, en op die pad, deur die Rooi See, en uiteindelik in die beloofde land Kana, waar vandag Israel die nasionale staat ook is. So, die konteks is altyd ook belangrik. So die toere gee vir jou geleentheid, en dan die Ober-Ammergau, die ander, ook as jy die verhaal ken, hoe hulle deur swaar kry, siekte en pyn gegaan het, en die mense, dit was oral daar in Europa, en het hulle belofte gemaak, dat hulle elke 10 jaar, gaan hulle Ober-Ammergau, gaan hulle terugdink aan die wonder, die belofte wat die Here vir hulle waargemaak het, dat die mense van Ober-Ammergau, die hele omgewing, die hele Europa was siek gewees, as gevolg van die ernstige siekte, behalwe die mense in Ober-Ammergau, wat hulle die Here vertrou. So dit is die agtergrond van
van die passiespel. Die Wat elke 10 jaar gebeur. elke 10 jaar word daar, is dit 'n herdenking, 'n belofte wat hulle destyds gestand gedoen het aan die Here en dit nog altyd onderhou. Om 'n toer te hê na Oberammergau is wonderlik, om weer daai hele drama, opvoering van Jesus ook te Dis sien. aangrypend. Dit is aangrypend, dit roer mense binnekant. Ja, En ons het dit benut, persone wat gegaan het en wat gesê het, ek wil graag by jou toer inskakel, en dan sê dat die mense hulle verwelkom, en dit was heerlik. Dit was aan die een kant geestelik verrykend, en die ander kant ook heerlik ontspannend. Pragtig, ja. En so het ons ook Ek kan getuig daarvan. Dis 'n besondere ervaring wat mens nooit vergeet nie. Ja, en dan het ons op die Nyl ook die Nylvaart gedoen, en as 'n mens op die Nyl vaar, daai groot rivier, dan dink jy dis 'n oseaan wat jy opvaar. Regtig. So die Nylvaart was ook wonderlik geweest om dit te ervaar, en daar tussen die sand en die duine. En ek het wel ook gevra, maar hoekom het julle nie hier groenigheid hier in Egipte nie? Toe sê hulle, ja, kom ons gaan wys vir jou. Toe wys hulle my op 'n klein eilandjie, en jy sien dit, die eilandjie is vol gras en onkruid en die goed maar verder, die Egipte self is maar net sand en woestyn. Maar nou ja, so het 'n mens dit ook belewe, die groot, die Nylrivier ook, en hoe dat hulle daar in die boorlope van die Nyl het Jakob en sy kinders gebly, en waar het hulle meer en meer geword, en naderhand het die Jode se getalle so toegeneem, dat hulle besluit het, maar al die seentjies wat gebore word, gooi hulle in die Nyl, dat hulle verdrink. So net die dogtertjies kan lewe, nie die seentjies nie, sulke dinge ook. Maar dan het jy nou in werklikheid op die Nyl gevaar, en het jy gesien, maar hoe lyk dit? Hoe lyk dit dan? Dit is nie net 'n Bybelse verhaal of 'n Bybelse preek nie. Ja. Jy sien ook die agtergrond. Jy kan ook sê jy was daar in Jesus se graf, by die kruis, daar by Golgotha, jy was daar. Daar waar Jesus die water in wyn verander het. En die skare al die wonderwerke. Die mense ook almal gevoed het met die vermeerdering van brood en vis. So dit is regtig waar aanbevelingswaardig. Maar wat in vandag se tyd gebeur, is dat om Israel toe te gaan kan ook gevaarlik wees. Ja. Want daar waar ons gery het, daar selfs in die noorde, in daai gebiede, het hulle ook teikens. Hezbollah, wat van oor die grens skiet, het ook al bomme daar laat ontplof, en jy weet nie wanneer dit op 'n bus gaan gebeur. So mens kan nie daar kans vat. Dit is gevaarlik, wees daar. Dit is die tyd wat ons in lewe, wat baie gevaarlik is. Ja. In ons dierbare land, Suid-Afrika, het die hoogste moordsyfer in die wêreld. Verskriklik, as ons daaraan dink. En die mense is nêrens veilig nie. Dis reg. Nou sê ons, nee, ons as Christene het net een toevlug, en dit is Jesus Christus. Hy sê, ek is met julle al die dae, tot by die einde van die wêreld. En dis alwaar ons kan vashou, nie? Dis al wat ons huisie rots, waar ons vashou. Al is die storm hoe erg, dan weet ons het hier 'n vaste punt. Ja, en die Here hou sy hand oor ons. Hy hou sy hand van ons. Jesus sê, ek is by julle al die dae, tot by die volëinding van die wêreld. Ja, en dis alwaar ons kan vashou, doen, Pieter. Net so. Nee, dis wonderlik dat ons as Christene ook oor die radio kan praat oor hom, dat ons ook as Christene Sondag in 'n erediens kan wees. Dit maak nie saak of watter kerk jy is nie, dit maak nie saak waar jy is nie. Ek sê altyd, daardie gesprek wat Jesus gehad het met Petrus, waar Jesus vir Petrus gesê het, Petrus, voordat die haan vanaand kraai, gaan jy my 3 keer verloon. Ja. En toe het hy dit ontken, en hy
Hy het gesê nee, dat die derde was 'n erge, lelike woord het gesê, waar hulle hom beskuldig het, gesê, jy's ook een van hulle. Het gesê, nee, ek is nie, amper gevloek op by die derde antwoord. En toe die haan gekraai, en hy het uitgegaan en bitterlik geween. En dan agterna het Jesus hom gekry gesê, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? 3 keer vra Jesus hom weer. En uiteindelik sê hy, Here, u weet alles. U weet alles. U weet wat ek daar gedoen het, was verkeerd, waar ek amper gevloeg het. Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En ek persoonlik, toe ons daar by die groot kathedraal in Rome was, ons was daar ook, al 'n paar keer, en in daai kathedraal het ek gestaan, en ek het koue hoendervleis gekry, terwyl ek daar gestaan het, en ek het afgekyk, en ek het besef, hier waar ek nou staan, op hierdie plek, in die kathedraal, daar in die Vatikaanstad, hier onder, lê Petrus begrawe. Kan jy dink, Ja, net so. daai ervaring, Maar hy is by die Here. Ja, Al is hy dood, hy is by die Here. hy is by die Here. Net so. Maar dit maak jou geloof so prakties, nee, Ja. om te dink dat dit alles gebeur het. Dis presies. En die geloof is prakties, net so. En so moet 'n mens elke dag prakties saam met die Here leef. Altyd, net so. Want Jesus sê, ek is by julle al die dae, tot by die einde van die wêreld. En niks wat ons kan doen, kan ons skei van sy liefde nie. Niks nie, niks kan ons van sy liefde skei nie. Ons kan hom nie sien nie, maar hy sien ons. Ja, Dis die belangrike. en wat my altyd byval is wat hy sê, ek deurgrond jou, ek ken jou, ek net ken so. jou. Net Hy so. weet ons gedagtes, wat ons dink, hy Presies. weet alles van ons af. Presies, ja. En ek sê altyd, as ek teruggaan na Jesus se gesprek met Petrus, dan sê ek, die Here gaan nie enig vra, wat 'n kerk was jy? Ja, Hy gaan nie vra hoeveel keer het jy gebid nie. Hy gaan nie vra hoeveel keer het jy Bybel gelees nie. Hy gaan nie vra hoeveel geld het jy vir die kerk gegee nie. Hy gaan net dit vra wat hy vir Petrus gevra het. Het jy my lief? ja, Het jy my lief gehad? En Petrus se antwoord, ja Here, en die derde keer, u weet alles. U weet dat ek u lief het. ja. Dis so belangrik, nee. Dit so. En daarop kan 'n mens jou hele geloof grondves. Ja, Maak nie saak om watter kerk jy is nie. Nee. Het jy my lief? ja, het jy my lief? Dis waaroor dit gaan. En dan kan ons sê, ja Here, u weet alles. Maak nie saak hoe oud 'n mens is nie, maak nie saak waar jy is nie. Nee. Hy is daar by jou. Dis reg. Net so. Dit is wonderlik om te weet dat die Here mense dra Ja. en elke dag by jou Ja, is, nee. absoluut. Dis al wat ons aan die gang kan hou. Ja, net so. In moeilike tye waarin ons leef in ons dierbare land Suid-Afrika ook. Ja, Ons het hoop. En dis 'n lewende hoop. Ja. 'n hoop wat ons nie beskaam nie. Ons het nooit teleurgestel word in hierdie hoop nie. Ja. En 'n mens weet nie wat die dag van môre inhou nie, maar Ja. ons weet dat hy by ons is. Presies, ja. En ek kyk hier het ek hier oopgemaak in my Bybel, by Jesaja 41, en hier staan baie pragtig, die woorde van die Here, maar jy my dienaar Israel, Jakob vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham vir wie ek lief het, jy vir wie ek van die uiteinde van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar. Ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek is jou God. Dis hy. Dis 'n pragtige manier om af te sluit vir Ja. oggend. En ons wil vir baie dankie sê. Dankie vir die mooi wat jy saamgebring het. Dankie vir die mooi lewe wat ons met u kon deel. Dankie vir die mooi boodskap. Ja, En ons bid dat die Here vir jou en jou vrou ryklik sal seën en ook jou kinders. baie dankie. Dit was heerlik. Dit is 'n voorreg om hier te kan wees saam met julle, ook as Christen, en die Here seën julle in hierdie belangrike werk wat julle doen, hoor. Baie dankie. Nee.
Aan elke luisteraar wil ons 'n besondere mooi week toewens, 'n wens vol van die Here se liefde en genade. 'n Week wat ons weet die Here het ons lief en hy ken ons net soos ons is. Ons bid vir elkeen 'n pragtige dag toe en 'n baie mooi week. Ons kuier weer vir volgende Woensdag weer saam.